Dag sê vriende, Saartjie die Bosveld Byp, ook bekend as Sarita Pieterse, vandag met Anna van Broederstroom, hoofstuk 4. Anna en Gert meet mekaar uitdagend met die oë. Gert besef, hy moet hom nie laat flous deur haar stralende glimlag nie, maar hy het beslis haar aandag getrek. Jy, Gert Cronje, weet niks van my af nie. So hoe sal jy weet van my smaak of wat ek kan proe? En moenie by my kom met storieetjies van jou lewe wat ongekrap is nie. Ek het hulle almal al gehoor, ek stel nie belang nie. Anna draai om in te stap, maar Gert is vinniger as sy en gaan staan vierkantig die deur vol. Anna kyk gemaak verveeld na hom, rol haar oë dakwaarts en sê sigtend, ag, kom nou, wat is jy, 16? Gaan jy nou regtig hier voor my koshuis 'n sien kom maak? Ek sal as ek moet. Ek sê jou wat, kom saam met my plaas toe, ek wil opmaak vir die wynproe wat ek so verbrou het. Ek beloof om jou mooi te leer van wyn en my te gedra. Jy sal dit nou nie glo nie, maar ek het eintlik mooi maniere. Sit Gert sy aanslag voort. Anna weet nie wat om te sê nie. Sy is nie gewoond om met 'n mond vol tande te staan nie. Ook nie aan dit wat hierdie man in haar binneste wakker maak nie. En sy is bang. Sê nou maar. Kom nou, Stander. Hoe gouer jy ja sê, hoe gouer verwyder ek myself uit die deur. Die ry nursies wat wil uitkom raak nou 'n bietjie lank. Of moet ek begin sing? Ek kan mooi sing. OK, gee tog net pak. Ek skaam my dood. Waar en wanneer Cronje? Gert glimlag oorwinnend en Anna se maag rondom talie van vooraf. Genade, moet die man soos 'n Griekse Adonis lyk. Gaan trek aan, ek wag vir jou, ons gaan sommer nou. Ek ken jou nie goed nie, nog nie, maar ek vermoed as ek dit uitstel, gaan jy weer 'n ander manier bedink om my te ontglip. Toe, jy het 15 minute, dan kom staan ek weer die deur vol en sê vir almal dis oor jou. Anna wil nog tee praat, maar Gert tik net op sy oorlosie en sy spring om kamer toe, asof sy oor warm kole loop. Al haar teenkanting ten spyt, voel Anna die opwinding tot in haar haarwortels. Sy besluit om die middag saam met Gert ten volle te geniet. Al die donker wolkies sal sy vanaand kom uitpluis, maar hierdie middag gaan sy met oorgawe aan haarself gun. Sy trek 'n sagte blou knopies hempie aan, dieselfde kleur as haar oë en 'n donkerblou denim. Tik parfuum agter haar ore, maak seker haar grimering is foutloos. Sy trek haar deur toe met gevoel dat alles vandag gaan verander. Gert is inderdaad die perfekte gentleman. Maak deure oop, trek stoele uit. En al het Regard gewaarsku dat hy nie sy tyd moet mors met blomme en sjokolade nie, voeg hy die ook nog by sy aanslag, net in geval. Hy begin deur Anna op 'n toer te neem, eers deur die plaas terwyl hy verduidelik van kultivars en klimaat en berghellings en oestyd. Anna kan aan die manier waarop hy van sy grond praat, sy wingerde, sy mense, agterkom dat hy werklik 'n passie het vir wat hy doen. Dit beïndruk haar teen haar sin. Hulle stap later die koelkelder binne, gaan staan presies waar hulle een keer tevore gestaan het, 3 jaar gelede. Gert draai na Anna. Sonder om aan haar te raak, kyk hy diep in haar oë en sê in 'n lae skoorstem. Anna Cronje, ek weet die tyd is nog nie reg nie, maar ek gee jou my woord dat ek en jy vir 'n 3de keer hier sal staan. En dan gaan ek vra en jy gaan sê ja. Maar dit is nie vandag nie. Vandag leer ek jou eers net wynproe, soos ek jou gaandeweg sal leer proe aan die lewe. Anna kan hom net stil aankyk. Alle wil tot opstand het haar verlaat en haar stem is op hierdie oomblik nie te vertrou nie. Die wynproe bied hy meesterlik en foutloos aan, met geduld soos wat 'n mens moet doen met 'n leek. Anna is huiwerig. Sy dink aan haar pa se drankmisbruik, wat haar noop tot 'n renons in alle drank. Gert se aanbieding is egter so professioneel en kreatief, dat sy besef dat alles gaan oor matigheid,
en dat geniet en vergryp wêrelde van mekaar verwyder is. Daar is selfs van die wyne wat vir haar lekker genoeg is, dat Gert vir haar daarvan as geskenk gee, saam met 'n stel unieke kristal wynkelke. En stadig maar seker begin Gert Cronje veld wen. Die middag word 'n aand en Gert nooi haar om by hulle aan huis te eet. Sy moet dit egter van die hand wys, omdat sy nie gereël het met die koshuis kombuis nie. Net toe Gert vir haar die motordeur wil oopmaak, roep iemand hom van die stoep af nader. Hy nooi haar om saam te stap en stel haar voor aan Bonita Cronje, sy moeder. 'n beeldskone dame in haar laat 50's. Alles aan haar spreek van styl en elegansie. Sy groet Anna op die oog af vriendelik, maar Anna kan onmiddellik die vyandigheid aanvoel en ril as sy later weer aan die deurborende, koue blik in die blou oë dink. By die koshuisingang groet sy Gert en bedank hom vir 'n heerlike middag. Hy stap saam tot by die deur wat hy vroeër die dag met mening vol gestaan het en hulle begin albei lag by die gedagte. Hy oorhandig haar pakkies en voor hy daaraan kan dink om haar meer innig 'n goeie nagrus toe te wens, is sy by die deur in en waai glimlaggend vir hom deur die glasdeur voor sy gang af verdwyn. Anna het pas haar deur oopgesluit en haar pakkies neergesit, toe Maggie by haar deur inbars met 'n angstige, "Waar was jy?" Anna staar verbaas na haar en sy verduidelik gespanne verder dat haar ma gebel het en gesê dit is dringend. Sy sal vanaand 7 uur by die buurvrou wees. Anna moet haar dringend skakel. Daar kom lê 'n klip waar Anna se maag sekondes tevore nog was. Sy kyk op haar oorlosie, 5 minute voor 7. Sy los Maggie net daar en haas haar terug na die ingangsportaal, waar die publieke telefoonhokkie net buite die ingang staan. Anna gaan sit soos 'n outomaat op haar bed, nog te geskok om regtig die omvang van wat sy pas gehoor het in te neem. Haar pa is dood. Hy het weer gisterand aan die drink gegaan en vooroor in die visdam geval. Hulle vermoed hy het sy kop teen een van die spoelklippe gestamp en in sy bewustelose, beskonke staat verdrink. Haar ma het hom eers die volgende oggend daar gekry. Anna weet nie wat om te voel nie. Daar val geen traan oor haar wange nie. Sy gaan reël die volgende oggend menslikheidsverlof om huis toe te gaan, koop vir haar 'n buskaartjie en vertrek nog dieselfde middag. Sy dink aan haar rit Kaap toe bietjie meer as 3 jaar gelede. Besef die ironie daarvan, dat sy min of meer gevoel het soos sy vandag voel, vir presies die teenoorgestelde rede. Dit is die eerste keer dat sy weer huis toe gaan. Sy wonder wat sy daar gaan aantref. Glimlag sag as sy aan haar ma se Saini boeties dink. Al is dit nou onder gure omstandighede, sien sy daarna uit om almal weer te sien. By die oorstaan op Bloemfontein stuur sy vir haar ma 'n telegram om aan te dui hoe laat sy die volgende dag arriveer. Oom Hermanus het onderneem om haar op Johannesburgstasie te kom haal. Sy koop vars brood, lekker goed vir die kleintjies en blomme vir haar ma. Oom Hermanus lyk maar nog soos altyd. Die reus met die effense rooi skynsel in sy baard en die sagte, vaalblou oë. Hy soen groet Anna hartlik en druk haar soos 'n kleinoot teen sy bors. Ek is so bly jy's hier. Jou ma het jou nodig, laat hy hoor op sy stil manier. Hy was nog nooit 'n man vir groot gesels nie, eintlik maar 'n eenkant mens. Soos hy self immer sê, ek is nou eenmaal nie 'n tropdier nie. Anna kon nooit verstaan hoekom haar ma nie destyds met haar Hermanus getrou het nie. Hulle was volgens vertelling verloof, maar iets moes gebeur het. Wat dit was, weet niemand tot vandag toe nie. Dit is duidelik dat beide nog die een vir die ander iets voel. Maar haar ma trou toe met haar pa, met verdoemende gevolge. As sy dink aan al die ellende wat haar pa so mildelik uitgedeel het, word sy van vooraf opstandig. Wil sy haar amper verheug in sy oorlye, om dan net die volgende oomblik skuldig en skaam te voel oor haar eie hartvogtigheid. Toe Hermanus voor die tuinhekkie stilhou, sit sy eers 'n ruk die toneel voor haar en inneem. Dit is asof die tyd hier stil gestaan het, asof sy nooit weg was nie. Die horkie langs die sitkamervenster hang nog steeds skeef.
Sy sien die rooi gepolitoerde voorstoepie en die pink dahlia bos langs die trap. In die tuinhekkie krul daar weer 'n advertensie. Sy loop stadig nader en trek dit met die oopmaak uit die hekkie uit. Casual workers needed at the Twinkle Fair. Inquire at ticket booth. Anna druk die advertensie teen haar gesig vas en begin vir die eerste keer in jare onbedaarlik huil. Oor haar pa, oor haar ma, oor verspeelde kanse en drank wat lewens verwring en verwoes, oor verlange wat sy so verskriklik diep moes wegbêre, oor kinders wat onverdiend swaar kry op soveel maniere en oor onbeantwoorde liefde. Haar ma kry haar daar in die tuinpaadjie, sit haar arms om haar dogter en gaan sit met haar op die stoeptrappie. Laat haar toe om onbeskaamd al die seer in haar siel te laat uitloop. Toe Anna uiteindelik haar kop optel, kyk Sari Stander se donker oë liefdevol na haar en sy groet saggies. "Middag my kind." Anna gryp haar ma styf vas en prewel saggies. "O mami, ek het so verlang." Die volgende oomblik bars 'n bondel energie by die deur uit en skree opgewonde, "Aan, jy's terug, julle kom kyk, sy's hier." Sissa bespring haar letterlik en druk soene net waar sy plek kry. Anna begin lag en druk haar klein sussie, wat nou nie meer so klein is nie, teen haar vas. Een vir een kom die kleintjies uit die huis uit en kom groet skaam. Anna besef hulle is nie meer die kleintjies nie, gegee hulle verstandelike staat en die feit dat sy 3 jaar laas hier was, kan 2 van hulle haar nie regtig onthou nie. Dit pluk hartseer aan Anna se hart. Willem kom groet haar laaste. Effens vyandig laat hy hoor. "Bly om te sien jy lewe nog, meer as wat pa kan sê. Shame." Sissa kom haak by haar in, met 'n moordende kyk in Willem se rigting babbel sy voort. "Ag, moet jy nie aan hom steur nie, hy sal die hele week so misluk. Seker maar girlfriend troubles. Ag, never mind. Kom, ek het koek gebak, kom ons gaan kry koffie." Anna kom nie so ver dat sy oor haar pa kan treur nie. Hulle begrawe hom 2 dae later. Willem bly stuurs, maar sy kan aanvoel hier is iets anders aan die broei. Sy verkyk haar aan Sissa, wat besig is om 'n beeldskone jong meisie te word. Dit bekommer haar effens. Sy weet wat gebeur met mooi meisies wat arm groot word. Hulle doen enige iets om net uit die omstandighede te kan ontsnap, om uiteindelik ewe haaglik op te eindig. Haar ma is steeds dieselfde sagte, liefdevolle mens wat sy altyd was. Sy is bekommerd oor haar ma. Hoe gaan sy oorleef? Al was haar pa se inkomste min en het hy die grootste deel daarvan in sy gorrel afgejaag, was daar darm altyd iets. Al stuur sy dubbel die bedrag wat sy elke maand stuur, twyfel sy of dit genoeg sal wees. Hier is baie monde om te voed. Sy gaan sit die aand by haar ma aan die kombuistafel. Sari glimlag vir haar dogter, terwyl sy vir hulle koffie skink. Jy weet, toe jou pa agterkom jy het, soos hy dit genoem het, gedros, was hy soos te wagte, serrend van woede. Die kinders was gelukkig algaar al skool toe. Ek het gesorg dat hulle uit is voor hy die kombuis inkom. Toe hy na jou vra, sê ek net kalm, jy is Kaap toe vir 'n beter lewe. Dat ek die krag het om hom so kalm te trotseer, is suiwer godsgenade. Maar ek dink, as dit by jou kinders kom, sal enige een 'n leeustorm loop. Oh, jy moes hom gesien het, Anna. Ek het gedink hy gaan beroerte kry, so kwaad was hy. Of het was omdat jy weg is, of omdat ek teen hom opstaan, wis ek nie, dalk beide. Maar hy was so kwaad dat hy hierdie einste eikehouttafel met 1 hand omgegooi het. Toe hy op my afstorm, dacht ek my laaste dag het aangebreek. Maar die oomblik, toe sy hande om my nek klem, vat Hermanus aan sy skouer. Hy het met hom gaan stap, ver, tot hy bedaar het. Toe hy daarvan af huis toe kom, het hy nooit weer aan een van ons geraak nie. Nie om seer te maak nie, maar ook nie in liefde nie. Die drinkery was ook beter, behalwe maandeinde. Hy het altyd daar buite op die stoep gaan sit en drink tot hy omval.
Ek het die kinders op sy drinkaande daar in die stoor laat slaap, net ingeval. Oor een ding was hy onversetlik. Niemand mag soveel as na jou verwys het nie. Jou naam was verbode, asof hy jou uit sy lewe wou wegsny. Daarom dat ek maar immer deur Tamim van langsaan moes werk. Anna luister verstom. Al het sy gereeld per brief met haar ma gekorrespondeer, was dit maar altyd oor duitjies en daadjies, nooit diepgaande sake nie. Moontlik ook maar in vrees dat die skrywes in verkeerde hande mocht beland. Sy besef, moeilik soos dit was dit vir haar die regte besluit om daardie aand die huis te verlaat. Dinge tussen haar en haar pa sou net erger geraak het. As sy sou terugkom om vrede te maak, sou hy dit bloot sien as skulderkenning en haar vernederend weer weggestuur het. Haar pa was nie 'n man wat emosie verdraai het of verstaan het nie. Dit was vir hom sinoniem met swakheid. Asof haar ma gedagtes lees, gaan sy voort. Moenie jou pa te kras oordeel nie. Hy het nooit geleer om saggies te werk nie. Hy was ook maar die som totaal van die omstandighede waarin hy moes groot word. Hy had nie gedaan oor hy nie wis hoe nie. Al wat hy geken het was wreedheid en minagting en hoe om dit draaglik te maak deur drank. Ek het gedink ek sal hom sag maak met my liefde, maar hy het geen idee gehad wat om daarmee te maak nie. Soveel as wat hy nie liefde kon gee nie, het hy ook nie geweet hoe om dit te ontvang nie. Anna het lank gedink oor wat haar ma gesê het. Sy kon amper jammer voel vir haar pa. Meer nog styg haar respek vir die formidabele, moedige vrou wat haar ma is. Wens sy uit haar hart dat daar vir haar ma 'n beter uitkoms moet wees. Sy gaan bestel die volgende dag vir haar ma by die poskantoor 'n telefoon en reël dat dit dieselfde dag nog geïnstalleer word. Die rekening sal sy self elke maand vereffen. Die bietjie waartoe sy in staat is, doen sy graag en met liefde. Willem kom by haar kamer ingedrentel terwyl sy pak om die volgende oggend vroeg weer te vertrek. Sy wis dat iets hom pla, het gehoop dat hy self sal kom praat. Ag, moenie so benoud lyk nie, Willem. Ek sal weer kom, ek beloof, gouer is wat jy dink. Die volgende oomblik gryp hy haar vas en sy voel hoe hy begin ruk. Sy hou hom vas tot hy bedaar en gaan sit saam met hom op die bed. Praat nie, wag dat hy moet sê wat gaan aan. Sis, ek het aangejaag, alles is de mekaar. Ek kon nie nee sê nie, ek wou nie. En nou staan die stront skouerhoog. Anna raak waaksaam. Willem? Hy kyk haar spytig aan. Dit is Nikkie van hom Kasper en Tarali. Sy's swanger, Anna. Shit, Anna, wat gaan ek doen? Sy's 15. Willem Christoffel Stander, waar was jou bliksemse breins, of nee? Moet liewer nie sê nie, want die verkeerde kant het mos weer geroel. Alles is nou moer toe, wat van jou studies? My hemel, Willem, 15! Anna kan nie besluit of sy geskok of kwaad moet wees nie. Die fyn lyn tussen oorlewing en ondergang hang nou lelik in die weegskaal. Sy het nie 'n idee hoe om haar boetie te help nie. Wie weet almal, vra sy. Net ek en jy en Nikkie, so ver. Sy kyk na hom, kry hom skielik jammer. Ten minste hardloop hy nie weg nie. Dit tel darm vir iets. Hoe gouer hulle die ouers vertel, hoe beter. Hulle is eintlik albei nog kinders. Hierdie is nie iets wat hulle alleen kan hanteer nie. Die gevolge van hulle dade gaan hulle ongelukkig moet dra. Anna oortuig hom om dieselfde aand nog met hulle ma te praat. Sarie Stander is behalwe sterk, ook 'n wyse vrou. Sy luister sonder oordeel. Anders as haar dogter, kry sy nie 'n toeval by die aanhoor van die skokkende nuus nie. Druk bloot haar seun teen haar bors vas en troos met die woorde dat hulle wel 'n oplossing sal kry. Anna vertrek terug Kaap toe, vroeg die volgende oggend met gemengde gevoelens. Hartseer en half jammer oor haar pa. Verlig oor haar ma. Hermanus het haar verseker hy sal nie toelaat dat sy gebrek ly nie. Bekommerd oor Willem.
Daar lê vir hom 'n moeilike pad voor en hy sal sy kaarte baie mooi moet speel om nie in dieselfde bose kringloop van armoede en elende vas te val nie. Terug in die Kaap het sy skaars uitgepak toe een van die juniors haar kom sê daar is voordeur vir haar. Sy stap fronsend ontvangs toe. Voor haar staan 'n woedende Gerkronje. "Stander," begin hy sonder om te groet. "Het jy wragtig jou pa gaan begrawe sonder om my te sê? En dan sê jy ek het nie maniere nie. Hoe kan jy al die pad die hel weet waarheen voeter sonder om my te laat weet? En dit nogal in 'n bus. Ek is lus en wetter jou." Anna gaap asof sy suurstofnood het. Vir 'n verandering is sy die een sonder woorde. Sy kyk hom aan met groot, traangevulde oë. Gert se hart verander in jelly. "Anna, ek is jammer," sê hy spytig. "Ek was so bekommerd, jy doen dit asseblief nooit weer nie." Anna vou haar arms om sy lyf en druk haar wang styf teen sy bors. Dit voel so reg. Sy wens die oomblik wil net aanhou en aanhou. Gert druk haar effentjies weg, net sodat hy in haar oë kan kyk. Hy sit sy hande weerskante van haar gesig. En net daar, tussen trane en snot deur, kry Anna Stander haar eerste proper seisoen. Verloor sy haar hart, soos net 'n vrou wat opreg, onomkeerbaar lief kry, dit kan doen. Toe Gert uiteindelik sy kop lig, sê Anna heelwat kalmer. "Well, I never. Kronje, jy moet maar vinnig vra, anders vra ek jou." Word vervolg. Daar sy vriende, ek hoop julle het hom geniet. Dit was 'n bietjie van 'n lang hoofstuk, maar kom ons kyk wat gaan met Anna en Gert gebeur volgende keer. Tot volgende keer, lekker luister.